Ons praat oor die eerste kerk. Nou wat sê ons as ons sê die eerste kerk? As ons praat van die eerste kerk, dan praat ons van daai kerk wat begin het op Handelinge 2. Die kerk het 'n begindatum, ons weet presies waar dit is. Hy het nie voor die tyd begin nie. Voor die tyd het God 'n pad gestap met Israel, en met Israel het hy gewerk, en hy het 'n verlossingsproses voorberei vir Israel, en hy wou vir Israel kry, om die mondstuk te wees, om God te openbaar aan die wêreld. Dit het moeilik gegaan met Israel. Hulle het op die ouend gedink, hulle is gekies, oor hulle so oulik is. Dit is 'n probleem gewees. Hulle was gekies om 'n werk te doen, nie om die uitverkore volk te wees vir ewig nie. Hulle was uitverkies, dat God homself aan hulle kan openbaar, en dan moet hulle hom aan die wêreld openbaar. En dit was die krisis met die Joodse geloof op daai stadium. Hulle het gedink, is net vir hulle. Is net vir hulle. Toe sê God, maar ek is nie klaar nie. Ek gaan dan Jode gebruik, en nog steeds die Jode gebruik. En hy het hulle gekies, en Christus het gegaan, en het vir hom disippels gekies. En hierdie disippels het saam met hom vir 3 jaar geloop, en hulle het saam met hom gekyk wat hy doen, hoe hy leef, hoe hy die wet leef, hoe leef hy, soos God wil hy moet leef. En toe sê hy vir hulle, okay, nou gaan wag julle vir my in die bo vertrek, en dan gaan die Heilige Gees oor julle kom, en dan gaan julle my kerk wees. Dan is julle my kerk vandag. En dit het gebeur op Handelinge 2. Ons het laasweek gekyk na die eerste preek van die eerste kerk. Wat het gebeur met die eerste preek van die eerste kerk? Vandag kyk ons na die eerste byeenkoms van die eerste kerk. Iemand het eendag gesê, wat gaan hulle van ons geslag skryf as hulle moet iets skryf? Hulle gaan 10 sê, hierdie geslag het baie vergaderings gehou. Hulle het baie vergaderings, daar's meetings op meetings op meetings. Soms moet jy die meeting hou voor jy die regte meeting kan hou. Die kerk het begin by 'n byeenkoms net soos hierdie. Dis 'n vergadering, ons vergader saam. Dit was 'n vergadering gewees. En daar was die eerste byeenkoms wat nog ooit daar was. Hoekom is dit vir ons so belangrik om na hierdie byeenkoms te kyk? Want by Ruach begeer ons, droom ons, om soos daai eerste kerk te wees, daai impak in ons gemeenskap. Ek gaan nou vir julle lees, is ongelooflik wat daai kerk reg gekry het. Ongelooflik. So soms, nee, as jy nou al baie kopieë gemaak het, dan moet jy soms weer, kan jy nie meer 'n kopie van 'n kopie maak nie. Jy moet weer terugkom na die oorspronklike toe. Ons kyk bietjie na die Handelinge kerk. Ons leer 'n bietjie by hulle. En ons sê, Here, wys vir ons wat is moontlik. Imagine it, dit kan gebeur. Is julle reg? Kom ons luister na die woord. Handelinge 2, en nou vandag van vers 40 tot 47. Petrus het nog lang aanhou getuig en 'n ernstige beroep op sy hoorders gedoen. Laat julle red uit hierdie afgedwaalde geslag. Die wat Petrus se boodskap aanvaar het, is gedoop en hulle het lede van die kerk geword. Hulle was so 3000. Hulle het volledig gewy, hoor mooi, hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Diep ontzag het oor elke persoon gekom en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom. Hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Hulle het grond en besittings verkoop. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis maaltye van die Here gevier en hulle kos met 'n jubelende blydskap en in alle opregtheid geëet. Hulle het deurentyd geprys en goedgesindheid van die hele volk geniet. Die Here het elke dag mense wat verlos word by hulle gevoeg. Ja. Wat was die effek van daardie eerste byeenkoms? Wat was die effek? So eerstens het Petrus gestaan en hy het begin preek. Mense het van alle hoeke van die stad af gekom, want die Heilige Gees het gekom, daar was ontsaglike windgeluid, en daar was baie gespreke en gepraat in tale en ander tale, en hulle het ander mense se tale gepraat en die evangelie vir hulle verkondig. En mense was uit die veld geslaan, en hulle het gekom, en die Bybel sê hulle was diep geraak, daai eerste een, ek love it. Ek love it. Dis my begeerte dat God se woord jou vandag diep kan raak.
diep kan raak. Want ek kan dit nie doen, is net die Heilige Gees wat dit kan doen. Net die Heilige Gees kan iets doen in jou wat jou diep raak. Het gebeur iets hier binnekant. En daai byeenkoms was so kragtig, dat 3000 mense kom toe by die kerk dag 1. So dag 1 begin die kerk met 3000 mense, daai eerste byeenkoms. 'n ongelooflike byeenkoms. Maar weet jy wat? As ons baie mooi luister, dan hoor ons hoe weer galm daai eerste byeenkoms vandag hier. Daai eerste byeenkoms het 'n impak gehad op die hele stad, op al die tale en kulture en mense wat daar is. Maar hy het 'n onsaglike effek gehad, wat hy daar by die hele volk gehad het. So dit wat ons hier binne doen, is nie net oor ons nie, dit gaan oor die hele omgewing, die hele Garden Route distrik. Hoor wat sê hy? Want hulle het guns gevind by die hele volk. Daar was nie 3000 daar, maar dit wat daar gebeur het so 'n impak gemaak, dit het gevibreer deur die hele stad, en nie net deur die stad nie, dit het deur die land gegaan, en dit het deur die hele volk gevibreer. So daai eerste byeenkoms was 'n ongelooflike byeenkoms. God het iets verskrikliks gedoen. Weet julle wat die krag was van daai eerste byeenkoms? Daar in Israel, waar hulle was die Romeine aan hoof, hulle was die prefek, hulle het die stad oorrompel geneem, hulle het die hele Joodse lande oorgeneem, hulle het die landerye oorgeneem, hulle voer hulle armies uit Israel uit. Israel het al soveel keer probeer om die Romeine uit te gooi, met revolusies, opstandings, groot veldtogte, vir maande en maande oorlog gevoer, maar elke keer stuur die keiser net nog 'n legion af, en hulle verdruk en onderdruk. So die Jode het vir jare probeer, om net die Romeine in die see te gooi, want uit die see uit het hulle gekom. Hulle kon dit nie regkry. Julle, maar hierdie eerste byeenkoms, dit is die krag van kerk, die krag van Christus se liggaam. Hierdie eerste byeenkoms het iets begin. Mense het begin anders leef. Julle gehoor? Hulle het begin omgee vir mekaar. Hulle het vir mekaar gedeel. Hulle het van huis tot huis gegaan, brood gebreek. Hulle het allerlei goed gedoen wat hulle nooit voorheen gedoen het. Skielik het hulle begin anders leef. En toe hulle anders begin leef, dan sien ander mense dit, dan hou hulle van wat hulle sien en wat gebeur. Sê hulle, ons wil deel wees daarvan. En so het ander mense begin deel wees en ander mense begin deel wees. Nie oor wat hulle net gesê het nie, oor hoe hulle begin leef het. Dit het so 'n magtige impak gehad, dat dit op die ou end die hele Romeinse ryk beïnvloed het. Op die ou end van die dag het die keiser Christus bely. Die Romeine was nie uitgedryf deur die swaard of deur 'n sterk hand nie. Hulle was uitgedryf deur die effek en die magtige krag wat God gehad het by daai eerste byeenkoms. Kan jy dit glo? Kan jy dit glo? En die Romeine het geen weer gehad vir dit, hulle het geen skuld gehad wat die woord van God kon keer nie. Hulle het dit nie gehad nie. Dit was die krag van daardie eerste ongelooflike byeenkoms. As ons dit in perspektief sien, wat 'n ongelooflike dag. So in die begin het die kerk verskriklik gegroei. Die kerk het gegroei, mense is by hulle daagliks geplaas, en wat het gebeur? Hoe die kerk het reg gekry? Eenvoudig, ek wil julle moet mooi verstaan wat gebeur. Hulle het nie kursusse bygeloop nie. Hulle het nie 'n 10-punt plan gehad wat jy nou eers moet bely nie. Nee, die Heilige Gees het oor hulle gekom, hulle die woord aanvaar, en iets in hulle het verander. Ons gaan nou sien hoe die proses was. En toe hulle begin verander en anders begin optree. Daai optrede, hoe hulle geleef het 'n onsaglike impak in die wêreld gemaak. Onsaglike impak. Onsaglike impak. Daai impak het gemaak dat jy vandag hier sit. Daardie eerste byeenkoms se krag was so groot, dat weer galm vandag hier in ons vertrek. Dit het ons die inspirasie gegee, kom ons bou 'n kerk. Dis die aanhoudende inspirasie, kom ons maak hierdie kerk groter. Waarom? Oor die krag van daardie eerste byeenkoms. Dis hoe ek en jy gekom het. Nou die vraag. Hoe het hulle anders geleef? Wat het hulle onderskei van enige ander byeenkoms wat gehou was? Enige ander kerkorganisasie of kom ons sê geloof in daardie stadium? Wat het hulle onderskei?
Wat het hulle gedoen wat hulle anders maak? En hier kom ons nou uit. In die eerste plek, sê die Bybel, ons het nou net gelees. Toe hulle die woord met blydskap aanvaar, diep getref in hulle harte, toe doen hulle iets. Hulle het hulle self gewy. Wat beteken dit? Hulle het hulle self volledig gewy, sê die Bybel. Om jou te wy is om jou te gee. Hulle het hulle self gegee. Hulle het hulle self geoffer. Is to sacrifice yourself for God's kingdom. Hulle het hulle gewy. Hulle het gesê, hier kom ek gee nou ook myself. Ek maak 'n oorgawe en ek gee myself vir dit wat God nou besig is om te doen. Hulle het hulle gewy aan 4 dinge. Die eerste ding, hulle het hulle gewy aan die leer van die apostels. Hulle het hulle gewy aan mekaar. Hulle het hulle toegewy aan mekaar. Hulle het hulle toegewy aan gemeenskaplike maaltye. Dis exciting. So moenie dink hierdie preek gaan net moeilik gaan, hier gaan lekker dinge ook wees. Hulle het hulle gewy aan gemeenskaplike maaltye en hulle het hulle gewy aan gebede. Kom ons gaan kyk gou-gou wat het gebeur. In die eerste plek. By daardie eerste byeenkoms toe sê hulle wy hulle self aan die leer van die apostels. Hoekom? Hoekom het hulle gewy daaraan? Want die apostels was ooggetuies van Jesus. En hulle het hulle self gegee, die Bybel sê so mooi, hulle het hulle volledig gewy aan die leer van apostels, vers 2. Vers 2. Dink 'n bietjie aan Jesus se lewe. Hy het hom totaal gewy aan lering. Ons weet nie baie van Jesus se stille jare nie. Jesus se stille jare was die jare vandat hy kind was, tot hy so 30 jaar oud was. Ons praat van sy nie donker en lelik nie, sy stil jare. Maar ons weet ietsie van daai stil jare. Wat weet ons? Ons weet hoe Jesus geleer het. Ons lees in Lukas 2 vers 46, luister hier nou. 3 dae later het hulle hom uiteindelik gekry. Hy het in die tempel tussen die leermeesters gesit, terwyl hy na hulle luister en hy het hulle vrae gevra. Jesus het 3 goed gedoen. Hy het gaan sit, hy het geluister en hy het vrae gevra. So net so het die vroeë kerk gesit, hulle het geluister en hulle het vrae gevra. Dis uiters belangrik. Hoe kom jy na hierdie spasie toe? Hoe het jy vanoggend gekom? Hoe sit jy nou hier? Ons kan kyk wat Jesus gedoen het. Eerste, Jesus gaan sit. Wat beteken dit om te sit? As jy by 'n leermeester sit, want ek dink hy gaan sit op die lazy boy met die remote nie. Julle ken daai sit. Dis nie wat hy gedoen het nie. Hy het by die voete van 'n leermeester gaan sit. Wat beteken dit? Dit beteken, hy sê, ek het 'n oop postuur. Ek ag ander so bietjie hoor. Ek wil graag leer. Ek kyk na mentors. Ek kyk op. Ek is ontvanklik. Jesus Christus het nie gekom en sê ek weet alles nie. Nee. Hy het homself oopgemaak vir inspraak in sy lewe in. So hy het gaan sit. Dit wys hy het 'n oop postuur en dit wys dat hy sê ek is reg om te leer hier aan die voete van 'n leermeester. Die tweede ding, hy het geluister. Hy het geluister. Hy maak homself oop vir die Bybelse woorde sodat dit hom kan voed, dat dit kan invloei. Ek hou van Romeine 10:17, hoor wat sê hy. Die geloof volg uit die aanhoor van 'n boodskap. So hoe kry jy geloof? Deur woorde te hoor. En die aanhoor van hierdie boodskap volg uit die prediking van die goeie nuus wat handel oor Christus. So die oomblik wanneer ons woorde hoor, kan dit 'n impak op ons innerlike wêreld hê. Hy het gaan sit, hy het geluister, die woorde het ingekop en dit het ietsie binnekant gedoen. Ietsie binnekant gedoen. Hy het homself volgemaak en gevoed. Hy het hom gevoed met woorde. Woorde van wat? Woorde van lewe. Dan gebeur iets moois. Dan het hy vrae gevra. Hy het vrae gevra. Is jy bewus wat gebeur as jy vrae vra? Weet die oomblik as jy begin 'n vraag vra, dan sê dit vir my, daar's iets wat gebeur. Jy's getref in jou hart, iets het jou diep getref. Jy dink nou daaroor. Jy dink nou daaroor. Jy worstel met dit wat jy hoor. Jy verstaan dalk nie heeltemal nie, of iets pla jou, of iets maak nie vir jou sin nie. Of jy wil bietjie meer oor iets hoor. Maar dit sê vir my, dat jy het gaan sit, jy het geluister, en nou gaan jy intern met dit wat jy hoor. Liewe gemeente, Jesus vertel, hy vertel die storie van 'n saaier, hoe mense na hom luister. Hy sê, party mense luister dit vandag, maar hulle dink glad nie weer daaroor nie.
Dis soos 'n saad wat op 'n pad gegooi word. Wat wil hy hê? Hy wil hê ons moet mense wees wat die saad opgegooi word en dan gaan daai saad en sink dit diep in. Daar is tyd wat jy kan dink hieroor. Ek wil hê julle moet saam met my dink oor hoe daai eerste kerk so ongelooflik effektief was. Wat die impak was, waar is ons vandag in kerk en wat roep die Here roog na toe? Kom ons dink daaroor. Die oomblik as jy dink, dan sê dit vir my, jy herkou 'n bietjie, jy mediteer 'n bietjie oor hierdie woorde wat jy hoor. Liewe gemeente, as jy die woord van God hoor, jy luister dit sak in en jy oordink dit, dan gebeur iets in jou, iets ongeloofliks gebeur. Dis ook hoe ons interaksie het met God. Het jy al gehoor ons worstel soms met God? Jy hoor iets, dan of challenge het iets wat jy nog nie glo nie, of dit klink anders as iets wat jy nog altyd geglo het. Ek hoop in ons gemeente gaan jy net nooit gestreel word nie, asseblief. Ek hoop soms gaan ek jou so bietjie kwaad maak ook, maar asseblief vergewe my weer, want volgende week sê ek iets baie nice. Maar as jy nie soms gechallenged word met waarmee, as jy hier sit en jy hoor iets, jou gevoel, waar kom dit vandaan? Hoekom sê hy dit? Kom dit uit die woord uit? Kom dit nie die woord uit nie? Waar kom dit vandaan? Waar kry ons dit? Jy moet wonder oor daai goed. En dan as jy sukkel, dan kom vra jy. Want die oomblik as ons vra, dan raak ons soos Jesus. Matteus 7 vers 24, 25, kan ek vir julle die message uitlees. Ag, dit het my so gedien toe ek dit lees. Hy sê, "These words I speak to you are not incidental additions to your life, not home owner improvements to your standard of living." Nee, dis nie wat dit is nie. They are foundational words, words to build a life on. If you work these words into your life, you are like a smart carpenter who build his house on solid rock. Jesus het so geleer, die vroeë kerk het so geleer, kom met daai attitude kerk toe, en ons begin leer, kom met daai attitude wanneer ons die woord oopmaak, en ons leer uit die woord uit, wanneer ek by my huis is, kom met daai attitude toe, wanneer ons na klein groepe toe, Bybelstudies toe kom ons met daai attitude toe, waar daar woorde in ons lewens ingesit het. This is not mere additions to your way of life, this is. It's amazing, die sound effects hier binne. This is foundational words, words you can build a life on. So moenie dink om in die kerk te sit en die woord van God te hoor, is 'n mors van 'n oggend nie. Nee, mense, julle sit hier en God is deur sy gees besig om goeders in te bou, vas te lê. Maar moenie laat dit by die een oor en die ander oor uit nie. Laat dit insink. Raak ontstel. Beweeg, vra. Want dis wat Jesus gedoen het. Die oomblik wanneer ek dit doen, gaan ek Jesus begin leer ken. Wanneer ek met die woord worstel, gaan ek Jesus leer ken. En wanneer ek hom ken, gaan daar lewe, ewige lewe. Ian het so mooi gesê, daar gaan 'n abundant van lewe in my begin opstaan. Lewe gaan uit my uitpeel. Luister na hierdie pragtige Johannes 17:32. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat u gestuur het. Dit is die ewige lewe om hom te ken. En in die skrifte en die woord kom hy na ons toe. Dis nie al nie, kom op baie plekke na ons toe, maar dis een van die plekke. 'n tweede ding, hulle het hulle self toegewy na mekaar toe. Hulle het 'n toewyding gemaak aan gemeenskap om by mekaar te kom. Dit was ongelooflik. Ek love it so. Hulle het hulle volledig gewy aan die versorging van mekaar. So daar was 'n gemeenskap van gelowiges soos hier, en almal was welkom, enigiemand welkom. As mense daar ingestom het, was hulle nie gejudge nie, hulle was nie uitgejaag nie, gesê, gaan trek vir jou ordentlik aan nie. Nee, daai mense was welkom. Dan was dit mense van ander kleur, ander taal, ander tradisies. Daai eerste byeenkoms, daai 3000 mense, gaan hoor hoeveel nasies was daar betrokke. Dit was ongelooflik. Hulle almal was welkom. Waarom het hulle skielik welkom gevoel? Wat het daai klompie Jode wat so agter Jesus aangeloop het, en daai mense wat tot inkeer gekom het, en daai 3000 wat daar is, hoe was dit? Hoe het hulle so verander?
Wat het gemaak dat almal so welkom by hulle gevoel het? Hier is dit. Hulle die woorde, soos julle dit nou hoor, hulle die woorde het in hulle ingesak. Hierdie woorde het hulle laat dink. Ek dink ons het al die Bybel so baie gehoor, nee. Jy het al so baie preke in jou lewe gehoor, dat ons is soms gestand, ons is soms bietjie doof. Ek ken daai storie, het hom al gehoor. Maar hierdie mense het op 'n manier geluister na hierdie woorde, en hierdie woorde het ingekom, en toe dit inkom, toe skuif dit iets, en raai wat, lewensverandering vloei van binne af, buite toe. So met ander woorde, hulle het ewe skielik op so 'n manier gelewe, en dis nou baie belangrik, en hier is die krag van vandag. Hulle het begin op so 'n manier lewe, dat Jesus Christus in hulle gestalte gevind het. Nou dis ongelooflik. Dis ongelooflik. Ek kan nie wag vir die dieper kursus nie, want dis die goed waaraan ons gaan werk. Hoeveel van julle het al probeer verander? Hoeveel van julle het al nuwejaarsvoorneme, hierdie jaar gaan my Bybelstudie so lyk en so lyk, ek gaan so mens wees, ek gaan so, hierdie jaar as ons familiebyeenkoms sê, gaan ek my mond hou, ek gaan net liefde, hoe dit vir jou gewerk? Hoe dit vir jou gewerk? Ek weet hoe goed dit vir jou gewerk het, net so sleg soos dit vir my gewerk het. Dit werk nie. Hierdie mense het die transformasie gevat, omdat hulle wilskrag aan die dag gesit het, en het elke dag geoefen om beter te wees nie. Hierdie mense het getransformeer, want hierdie woorde wat gespreek word, het ingesak, lewe gekry, en oor tyd het hulle begin lyk en klink, soos die een wat daai woorde van oorsprong kom, Jesus af. Julle, ek wens ek kon daar wees. Kom ek verduidelik, hoekom is die vir my so lagwekkend. Dis amazing. Die Jode het nie van Jesus gehou nie. Die religious elite wou niks meer van hom hoor nie. Die mense het almal Jesus opgehef, want hy het woorde van lewe gespreek. En nou het kom ons sê, die room van die godsdienstiges, die leiers, het nie meer aantrek gekry nie. Dan doen Jesus goed wat hulle nie kan doen nie. En dit lyk of die skares agter Jesus wil aangaan en nie agter hulle wil aankom nie. En wat doen hulle? Dis 'n probleem vir hulle, want die vat aan hulle ekonomie. Die mense kom betaal nie meer al die gelde vir die mikwas, om hulle self te was en skoon te was nie. Die mense kom sit nie meer by hulle en bring al over. Mense loop skares agter Jesus aan. So wat moet Jesus mee gebeur? Hy moet uit. Jesus is so laas jaar. Ons moet hom wegdryf. Wat doen hulle? Hulle begin valse lering versprei oor Jesus. O ja, is net 'n man wat vol demone is, wat ander demone kan uitjaag. Dis stories wat te vertel. O, hierdie man werk op die Sabbatsdag, is 'n groot nou. Hulle begin 'n lelike storie oor Jesus versprei. Hulle probeer hom kry en hom uitvang, sodat hulle hom kan doodmaak. Toe hulle dink hulle het genoeg nou teen hom, toe gaan hulle die Romeine toe en hulle sê vir die Romeine, hierdie Jesus is baie bad news vir julle, hoor, hy gaan opstandings veroorsaak in die dorp, en die Romeine wil dit een ding hê, hulle wil 'n smooth ship run, hulle wil nie, daar moet opstanding in die dorp wees nie, hulle luister, hulle stuur hom na Pontius, toe Pontius kyk na Jesus, sê, ek vind niks fout met hom nie. Die Jode skree hard genoeg op die ouend, die Jode en die Romeine maak Jesus dood, waarom? Hulle hou nie van hom nie, hulle wil hom nie by hulle hê nie, hulle wil hom weg hê. So ons ken daai storie. Handelinge 2 is die slegste nuus wat jy as Joodse godsdienstige kon hoor. Wat gebeur? Mense hoor die woord. Die woord groei en skiet wortel in hulle lewens. En iets bonatuurliks gebeur. Hulle worst nightmare. Jesus begin groei in my. En nou begin ek al hoe meer reageer en lyk soos Jesus. Hulle het gedink hulle maak Jesus dood. Nou, op hierdie eerste byeenkoms, daar begin 3000 Jesusse opstaan. Imagine, jy, die duiwel in jou raadskamer, al jou generals is hier. Okay, ouens, niemand het die vir ons vertel nie. Wie se werk was om ons te waarsku hierteen? Julle, dit is die ongelooflikste ding. Weet jy geweet dat in hierdie tyd, Christene het nooit hulle self Christene genoem nie. Dis hoe het gewerk het nie. Christene het nie Christene genoem nie.
Hierdie eerste byeenkoms het gebeur, jy kan sien hoe hulle begin leef, hulle het Jesus liefde vir mekaar begin leef. As ek te veel gehad het, ek gedeel en vir jou gegee wat te min gehad het. Hulle het daagliks by mekaar se huise gekom en saam geëet. Hulle het family geraak vir mekaar, dit was iets ongeloofliks. En nou begin hierdie mense sien rondloop, en weet jy wat sê? Christen het nie gesê, ons is Christene nie, nee. Hulle was bekend as mense van die weg, gaan lees Handelinge oralste, sê hy, the people of the way. En toe begin mense sê, hierdie ouens laat ons dink aan iemand. Hulle is klein Christusies. Hulle is klein Jesusse. Dis waar die woordjie Christus vandaan kom. Hulle het gedink, hierdie mense lyk net soos die Christus. En toe sê hulle vir hulle, nie, baie keer moet ons ophou om na onsself te wys as 'n Christen. Weet jy wie moet vir ons sê? Die mense wat nie naby aan God leef, hulle moet na jou kyk en sê, jy laat my dink aan Jesus in die Bybel. Dis wat hier gebeur het. Kan jy imagine, daai Joodse godsdienstiges, kyk meneer, volgende op die punt, wat is die punt? Ons het nou plus minus 3000 mense, soos Jesus, wat nou hier rondloop. Ok, dit het nie gewerk nie. Wie was in beheer van hierdie kampanje? Kom ons fire julle. Kan julle imagine, almal van julle wat nou hier sit, soos hierdie woorde van God oor julle vloei, dan kom dit in, en God doen iets anders. Ek het nou gevra, jy probeer self verander, jy hoef nie self te verander nie. Jy hoef nie self, weet jy wanneer begin ons ander goeders doen? Wanneer God se gees ons so diep verbind met God se woord en sy gees begin goeders doen in ons begin anders te wil lewe. Dit kom nie uit wilskrag uit wat harde dissipline vat nie, dit kom uit 'n verandering innerlik na uiterlik toe. Hierdie ding wat ons onsself probeer verander, onthou, dis Ou Testament mense. Die wet kan dit nie gedoen het nie. Christus moes dit kom doen en deur sy Heilige Gees het hy deel geraak van hierdie eerste byeenkoms en hy het iets ongeloofliks gedoen. Hierdie eerste byeenkoms het mense begin anders te leef as wat hulle ooit geleef het. Kan ek jou vra? Ek wonder wat sal gebeur as ons God se Gees toelaat om daai selfde werk in ons elkeen te doen. Kan jy dit imagine dan nie? Kan jy imagine, oom? Kan jy dit imagine, jong man, jong meisie? Wat sal gebeur? Daar's niks wat ek jou amper hoef te sê om te doen. Iemand sê vir my in die week, luister, ek het baie mooi daaraan gedink, ek is besig om te studeer en ek lees dit, en het my so gevang, hy sê, wanneer jy in verhouding is, so Karina sê, so ek kan weer lekker oor haar praat. Wanneer ek en Karina in 'n verhouding is, en sy vra vir my, Jaco, kan jy my asseblief help, ek is bietjie onder druk, help my met die skoolgoed. As dit 'n goeie ding is 'n man, dan kom help. Is 'n goeie ding, is 'n goeie ding. Okay? Dan staan ek op en skree ek op die kinders, kom help julle ma. Job gedoen. Nee, staan ek op en help ek graag. Nee, graag is 'n willewoord. Kom help ek onder dwang. Maar imagine 'n verhouding ontwikkel. En ek sit daar op die bank, en ek kyk so, en ek sien sy's onder druk. En sonder dat sy iets sê, staan ek op en sê, skuif op, geef my die mes, ek sny gou vir ons die slaai op. Wat is beter? Wat is beter? Moenie nou jou man stamp met die elmboog nie, asseblief, dis nie waar hierdie preek gaan nie, okay? Ek het nie geweet, sê die preek, ons preek nie buitekant uit nie. Ons geval moet leer. Ons geval moet leer. Die meeste mans verstaan dit ook nie, ek beloof. As hierdie verandering kom diep in ons. En in die begin doen ons goeders, want ons lees die Bybel sê ons moet dit doen. Maar naderhand begin ons hierdie goeders doen, want dit vloei van binne af na buite toe. Ons kry hierdie diep innerlike koneksie. Hulle het hulle gewy aan nog iets. Hulle het hulle gewy aan gemeenskaplike maaltye. Hulle het geconnect om met mekaar te kan connect. Wat 'n ongelooflike ding. Julle, toe ek 'n kind was ek glad nie opgewonde oor die hemel nie. Glad nie. Die hemel het vir my gevoel is 'n plek waar twee loopbane baie goed doen, en dit is als met musiek te doen. Okay, so as ek die prentjies van die hemel gekyk, en dan lyk ek, jy kry een van twee jobs, of jy word aangestel
om as 'n baba kaal op 'n wolk te sit en harp te speel. Dit het vir my gelyk lekker nie. Het my nie regtig nie goed gelyk. Ek het nie gedink ek's goed met 'n harp nie. Ek wil glad nie daar kaal daar rond sit nie. Dan die tweede ding, het my gelyk jy moet kan koor sing. In die koor kan sing. So die ander prentjie het hierdie troonkamer met hierdie ou, die stories kyk van Gandalf, hierdie ou met hierdie lang grys baard sit daar so op sy troon en dan staan daar rye en rye mense op die koorbankie staan. Julle, ek is uit die koor uitgejaag. Okay, so ek kan nie noot hou nie, ek kan nie sing nie. Ek was op laerskool, wat baie graag in die koor wees. Die juffrou het op 'n baie mooi manier vir my gesê. Ek sal vir julle vertel, ek het nou nog pyn. As hy sielkundiges in die gehoor is, kom sien my. Hulle het daar gesit en die bankies is klaargebou waarop ons staan en ons elkeen het 'n plekjie op die bankie. Ek is nie dom nie hoor, ek kan sien elke ou het 'n plekjie op die bankie en ek staan op die onderste stankie van die bankie en nou oefen ons. Ons gaan 'n groot operette hê van Sneeuwwitjie en die 7 dwergies. Nou sing ek my hart uit op hierdie bankie. Ek staan op. Ek het bietjie laat in die skool ingekom. Ek wou graag 'n kabouter wees, maar dit was vol. Okay, nou vat ek plek op die koor. Ek sing my hart uit en ek sien die juffrou stap heeltemal en hang so 'n stukkie stil by my. Dan sing ek sy wonderoor ding en stap so 'n bietjie rond en op 'n stadium kom speel klavier. Sy sê, ek gaan nou ietsie niets doen. Ons het 'n probleem. Dis nou hoe sy dit sê. Beloof jy? Sy sê ons het 'n probleem. Die probleem wat ons het is daar's 12 kinders in hierdie koor, maar ons het plek net vir 11 kinders in hierdie koor. Dis een te veel. Nou kry ek al snif in die neus. Ek hoor myself mos. Ek kan mos hoor hierdie ding klink nie goed nie. Nou sê sy vir ons om seker rye staan. En dan gaan sy vir ons 'n noot gee want ons almal saam sing. Dan kom sy so verbygeloop, dan luister sy so na elke stemmetjie. Dan staan sy so rukkie stil, dan sing jy uit volle bors hier langs en luister sy so en dan stap sy. Julle, nou ek sê dom nie. Nou staan ons hier so, nou sing ons volle bors, nou staan sy so vinnig, dan kom sy by my, dan staan sy so 'n bietjie langer by my. Dan kom sy aan. En sy sê, okay, ek weet nou, ons gaan nou vir iemand moet vra om nou die 12de persoon te wees wat nou nie meer deel van die koor kan wees nie. Ek sien toe hierdie ding gaan vir my skeefloop, ek steek my hand op. Sy sê ja, sy vra ek voel dit in my hart, dat ek wil nie 'n maatjie se hart met seer kry nie, ek sal die een wees, wat aftree. Toe vir ek gaan op 'n high horse uit as op 'n low horse, jy weet, dit gaan baie beter vir my wees. So musiek was nie deel van my lewe nie. Vergelyk as in die hemel net 'n plek is van musiek, en daar's baie ander dinge waarmee ek goed is, een van hulle is om te eet, en fees te vier. En toe ek ouer word en toe die Here begin my werk oor die hemel, toe kom ek agter, soveel beskrywings in die Bybel beskryf hemel eendag as 'n fees. As 'n fees. Niemand het vir my gesê nie, daar was geen plakate van die hemel, van parties en feeste en kos en hierdie amazing goed nie. Want jy het gedink jy gaan hierdie rookie op 'n wolkie wees, jy weet. Jy gaan 'n spookie eers wees. Jy gaan nie eet nie. En toe die Here begin my wys, na Jesus 'n verheerlikte liggaam gekry het hy vis gebraai en hy het geëet. Hy het brood geëet saam met Emmausgangers. En daar's soveel skrifte wat so mooi wys. Hulle wys as Christus die laaste dag kom. Hulle praat die Jode ook van ons gaan 'n groot fees hê saam met Christus. Dit maak my excited oor die hemel. En toe ek hierdie lees, toe sê ek, yes. Die Christene het dit geweet. Hulle het gesê, hulle het hulle gewy aan gemeenskaplike maaltye. Weet jy wat gebeur as ons bymekaar kom? Ouens, ons kom net in die kerk bymekaar. Dis 'n baie klein deeltjie van liggaam van Christus wees. Ek het die voorreg gehad om saam met iemand weer te eet in die gemeente Dinsdag aand, ek dink dit was Woensdag aand. Weet jy hoe lekker is dit? Ons sit op 'n tafel en skree, gee vir my die botter aan. En dan leun ons oor mekaar. En ons kan nie 'n gesig voorsit nie. Jy het al gevoel hoe lekker kuier jy om 'n braaivleisvuur. Jy kom 'n bietjie anders dan mekaar toe, al bietjie maskers af. En wat gebeur daar? Koneksie. Ons vertel vir mekaar stories. Ons luister na mekaar se stories. Ons raak lief vir mekaar, ons stel belang in mekaar. Liewe gemeente, dit is so belangrik. Laat ons nie net wy aan gemeenskaplike byeenkomste nie, maar ook van huis tot huis brood breek. Ja, van dit was nagmaal, maar van dit was net lekker kos. En al kan jy nie lekker kos maak, kom ons doen enige kos. Dit sal begin. Dit sal werk. Weet jy hoe belangrik is dit? Kom ons dink gou 'n bietjie aan die tafel. Hoeveel groot boodskappe het al om kos plaasgevind? Toe julle Jesus se laaste ete, die Pasgamaal, is om 'n tafel gewees. Jesus het soveel lering gebring oor daai tafel. Onthou julle hoe Jesus gekuier saam met Emmausgangers en hulle het gesit en het brood gebreek en hulle geestelike oë het oopgegaan. Waar? Om 'n tafel.
Kom ons vat nie etes vir granted nie. As ons om tafel sit, kom ons luister na mekaar, kom ons kuier met mekaar, kom ons wees oop vir mekaar. Ek love it. Jesus was klaar al, ek dink hy het laat sy verheerlikte liggaam gehad, toe kom hy na die strand toe, ek dink in Galilea, en Petrus hulle vang vis, en wat doen Jesus? Dis my favorite. Hy braai vis op die strand. Hy braai vis op die strand. Hierdie Petrus kon dit nie glo toe hy Jesus op die strand sien nie. Kan jy glo, Ronald? Vis op die strand. Op die strand. Hy spring uit die boot uit, Petrus. Ek dink hy hardloop papnat in die water deur het en hy gaan sit by sy meester terwyl hy vis braai. En hier sê vir hom Petrus. En hy bring vir hom ongelooflike woorde van lewe. En wat hy vir Petrus daai nog gesê het 'n groot impak op ons. Waar het gebeur? Om gemeenskaplike maaltye. Ruach. Die Here roep ons. Die Here roep ons nie net om 'n religious movement te begin nie. Die Here roep ons om kerk te wees. Nie 'n human institution nie. It's something godly. It says something about God's kingdom. Is groter as wat ons kan bid of dink. Ons is betrokke, ons is deel van iets wat hy begin het. En as ons toelaat, laat ons kan volhard en luister en woorde hoor, daai woorde kan verandering bring, ons gedragspatrone verander. Mense wil by ons wees. Ons wil nie hier groter maak, omdat ons net meer tiendes en offergawes wil in en nie glad nie. Ons wil hier groter maak, want ek weet, ek kan mos sien, hoe stap mense graag hier in. Wat is die eerste ding wat mense sê as hulle instap? Ek honor julle Ruach. Mense sê hulle voel liefde. Hulle voel aanvaarding. Men ten spyte van Michael. Jou gawe. Ek dink is die manier hoe ons lag as ons self foute maak hier van bo af. Michael, ek sien baie mense het ingeskakel online laas week om daai stories te hoor. Ongelooflik. Die Here gee vir ons iets spesiaals. Kom ons raak deel daarvan. Kom ons kyk wat gaan God doen. Ek het van die begin van hierdie jaar af ervaar, Here sê vir my, Jaco, let's do something great. En hier is hoe ons dit gaan doen. Ons gaan nie net harder probeer nie. Ons gaan nie self probeer verander nie. Nee. Ons gaan leer hoe dit werk om te volhard in God se om onsself te wy aan God se woorde. Daai woorde gaan iets aan ons doen. En die oomblik wanneer dit iets doen, gaan ons begin leef op so 'n manier wat mense hierdie diere gaan afslaan om in te kom. En nie omdat ons wil sê, kyk wat het ons reg gekry nie. Omdat elke siel wat inkom, het klink vir my Bybel sê, dat God staan van sy troon af. En hulle hou partytjie, weer eens partytjie. Wel, ek sal deel van die partytjie team in die hemel wees. Ek sal deel van, as daar visvang gaan wees, sal ek eers help daarmee, dat ons kan vis braai. Kom ons by gaan swifte. Jesus Christus. Die ding wat u begin het hier op Handelinge 2, is iets so ongeloofliks groot. En die voorreg, wat elkeen van ons het, wat nou hier is. Die voorreg, om deel te wees van dit, wat u begin het. Here, hier is soveel gawes, talente, energie, idees in hierdie gehoor, wat iets ongeloofliks kan doen. Ek kom bid en ek kom roep, Here, kom werk in ons, deur ons, laat die woorde gestalte vind in ons, en laat mense van buite af inwys, julle lyk en klink soos Jesus. Here, u weet wat ons nodig het. U voorsien altyd vir ons, omdat dit u kerk is. Ek bring aan u al die lof en al die eer. Amen. Baie dankie gemeente, dankie vir almal wat online ingeskakel het, en ons het koffie, en al die koffie is binne, so ek wil vra vir almal daar, sorry, so loop hy nou, hoor, ons gaan daai stoele maar moet inskuif, want ons kon nie die koffie agter sit vandag, en dit het gereën vanoggend, maar moenie weghardloop, kry asseblief 'n koppie koffie, en sê hallo vir iemand, koneksie is belangrik, seën vir u vir hierdie week, baie dankie.